Ek wil graag 'n kort boodskap bring vir hierdie tyd waarin ons is, naamlik Kersfees, wonderlike tyd. En ons het nodig om weer terug te keer na die oorsprong van dit alles en te besef dat 'n verlosser gebore is, Jesus Christus. En ons lees hierdie bekende verhaal altyd weer vanuit dieselfde gedeelte en tog bly dit altyd nuut en soveel Kersfeesboodskappe wat al gebring is deur die eeue, duisende en duisende, 10.000. En tog is elkeen weer nuut en elkeen weer anders, want dis die wonderlike rykdom van die skrif en van hierdie gebeurtenis. Dit raak nooit oud nie. En ook die boodskappe wat ek vandag gaan bring, gaan nuut wees, gaan anders wees, en gaan dieselfde wonderlike boodskap vir ons hê. Mag die Here vandag van 'n bekende gebeurtenis 'n totaal nuwe ding in jou hart oopmaak. Ons lees Lukas 2 vers 1 tot 7. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar geen plek in die herberg was nie. Tot daar die woord van die Here, en kom ons hou net die skrif 'n bietjie oop voor ons en ons kyk net wat ons gelees het, want hier is 'n sekere vloei in hierdie 7 verse. Dit beweeg in 'n rigting en ons sal dit raak sien as ons nou let op die volgende. Kom ons let op die persone betrokke. Dit begin by keiser Augustus, keiser van die hele Romeinse ryk, Caesar. Die Romeinse ryk was geweldig groot. Op sy grootste was dit tot in Engeland, tot in Germanië, aan die ooste kant was dit tot by Indië, die hele Mesopotamië, Noord-Afrika was deel daarvan, die geweldige groot Romeinse ryk en die heerser van dit alles, Augustus Caesar. En dan beweeg dit na Cyrenius, die gouverneur van Sirië, baie groot provinsie, en onder Sirië het nou verskillende ander streke geval, onder andere Judea. En dan beweeg het van Cyrenius af na 'n Joodse man, Josef. Nie noodwendig 'n besondere persoon nie, en van die man beweeg het na sy vrou, Maria, en van haar af beweeg het na hulle kind, Jesus. So ons sien eintlik die beweging van die keiser na 'n kind, dit fokus in, ons sien hoe zoom dit in. En ons sien dit ook in die plekke wat genoem word, die areas, begin by die hele ryk, die hele Romeinse ryk, en dan beweeg het na die provinsie van Sirië, en dan beweeg het na die kleiner provinsies. Hulle praat van Galilea, hulle praat van Judea, en dan beweeg het af na 'n stad toe, meer eintlik 'n dorp, Bethlehem. En dan beweeg het heeltemal af na 'n herberg, en dan daarby saam 'n krib. So zoom die fokus in. En ons eindig hier, waar het begin met die keiser in die hele Romeinse ryk, eindig ons in hierdie verse met 'n kind wat in 'n krib lê. Ek wil baie graag 3 verskillende dinge noem, wat nou 'n bietjie vreemd gaan opval, 3 verskillende temas eintlik, 3 lense om na hierdie gebeurtenis te kyk, en dalk het jy dit nog nie so verstaan nie, maar die 3 lense wat ek wil gebruik, die een is karavanserais, wat 'n woord is wat
jy heel waarskynlik nie sal ken nie, ek het ook nie. Die tweede woord is agterdeure. Dis 'n woord wat ons ken. En die derde tema en die derde woord is Kersfees. Dis waaroor dit hier gaan. En alhoewel dit so verskillend is, en as jy nou 'n bietjie verward is dit heeltemal in orde, dan is dit te verstane, maar is 3 maniere om na dieselfde waarheid te kyk. Kom ons begin by die vreemde woord karavanserai. Karavanserai is die oudtydse herberg. En ons noem dit so by sy oorspronklike naam, sodat ons onsself kan verplaas in die tyd van Jesus en by sy geboorte, die eerste Kersfees. Nou, die karavanserai was ook genoem 'n kaan, en was 'n bekende gesig in die antieke wêreld. Herodotus het reeds 400-500 jaar voor Christus gesê van die pad wat, die groot pad wat deur die hele Persiese Ryk geloop het. 2500 kilometer lange pad, sê hy, maar daar was oral stasies vir soldate, militêre basisse, en daar was excellent karavanserai, sê hy, die hele pad deur, en die pad was 100% veilig, vry van gevaar. Die karavanserai wat hy so beskryf is die herberge waar die reisiger kon tuis gaan. En aangesien reisigers dikwels dan nou met diere gereis het, of feitelik te alle tye met diere gereis het, dit sou nou met 'n kameel gewees het, of 'n donkie, of as dit soldate was, moontlik met 'n perd, strydwaans, of ander waans, ossewaans. So die diere moes nou ook tuis gaan. Die herberg moes nou nie net mense huisves nie, maar die herberg moes diere ook huisves. Dis presies wat 'n karavanserai was. Elke nou en dan langs die pad, en dan ook by elke stad en by elke dorp, buite elke stad, buite die dorp was daar nou hierdie spesifieke herberg, en dit het nou gewissel na mate die dorp welvarend was. Jy het nie betaal nie, die kleineres, miskien die groteres is voorbetaal. Kleineres was maar net 'n diens wat gelewer was, want as besoekers die dorp besoek, moes hulle tog nou iewers oorbly. Hulle ken niemand in die dorp nie, en hulle moes tog nou ook hulle diere iewers nou hê vir die nag. En daarom het die dorpe hierdie geriewe gebou buite die dorp en op die paaie. Die groot, alle karavanserai eintlik het dieselfde uitleg gehad. Dit was 'n vierkante enclosure. En dan, as dit nou 'n grootte was daar nou kamers aan 3 kante, links, regs en agter. Daar kon die mense nou skuiling vind of tuis gaan, onderdak kry. Dan in die middel, in die plein gedeelte, is die diere ingejaag en gehou, en voor was daar 'n muur met 'n poort, en kon dit nou veilig gesluit word vir die nag. Nou, dit was 'n karavanserai. Die heel grootes was baie deftige plekke, en 2 verdiepings byvoorbeeld, met regte kamers, met gange, marmervloere, stoepe, met sulke boë in die tipiese oosterse styl. Jy kan nog foto's daarvan sien. Selfs tot in die tyd wat die kamera al ontwikkel was daar nog karavanserais. Daar's vandag nog karavanserais, maar dit is nou moderne hotelle, maar nog op dieselfde patroon gebou met 'n plein in die middel en so voort. Nou die deftige plekke het jy waarskynlik voorbetaal, en die kleiner dorpe het nou nie so 'n deftige plek gehad nie, en 'n dorpie soos Bethlehem waarskynlik net 'n vierkantige kraal, en dan miskien aan die een kant of aan die ander kant was daar nou kamers, kan jy sê. Ons moet nie dink aan kamers met deure nie, ons moet dink aan waarvan die binne muur na die plein area toe waar die diere gehou was, oop was, of miskien met 'n lae muurtjie. Meer so skuilings, maar daar kon die moerreisiger dan nou ten minste onderdak vind vir die nag. Nou toe Josef en Maria by die karavanserai kom buite, sogenaamde herberg buite Bethlehem toe, as gevolg van die sensus, was dit chok en blok, en al die akkommodasies vir die mense was vol. Maar sy was in nood gewees, barensnood,
Hy moes baie dringend 'n plek kry, maar was nêrens 'n plek nie, en heel waarskynlik, en daar in 'n hoek in die area in die middel waar die diere was, kon hulle miskien nou, was daar dalk 'n onderdak of een of ander skuiling. Ek het my vrou gevra, wat is 'n vrou se grootste behoefte as sy nou op die punt is dat sy moet kraam, en sy bevind haar in die omstandighede waarin Maria haar bevind het. Sy het vir my gesê, haar grootste behoefte is om 'n veilige plek te kry. 'n Veilige plek wat privaat is, bietjie privaat, sodat sy kan fokus op die geboorte, want 'n baie groot ding gaan nou gebeur. En ons hoop en vertrou dat Josef en Maria so 'n plekkie in 'n hoek iewers kon vind, waarin sy geboorte geskenk het aan haar seun, en sy het hom Jesus genoem. Daar was geen plek vir haar by die mense nie, of waar hulle dan nou gebly het. Dit is nou ons eerste lens onder die tema van Karavanseraai. Nou verstaan jy ook wat die woord beteken. Vir myself was dit baie interessant om te ontdek, ek het natuurlik self nie geweet wat dit beteken nie. Almal van ons dink nou, as die skrif sê 'n herberg, dan dink ons miskien nou sommer aan 'n mooi oulike ou 2 verdieping gebouetjie met die ligte wat brand binne en met 'n voordeur, en as jy inkom is daar nou maar 'n toonbank en die vriendelike herberg, gier en so voort. Hulle het dit glad nie gehad in Bybelse tye nie. So die tweede naam wat ek wil noem, die tweede tema waardeur ek na hierdie gebeurtenisse wil kyk, is agterdeure. Nou agterdeur, ons moet nou dink aan die mees tipiese agterdeur wat ons ken. Gert Vloknel het in een van sy gedigte iets baie moois geskryf as hy sê, die peperboomste peperboom in die agterjaardste agterjaard. Die mees tipiese agterplaas. Nou ek dink aan so 'n agterplaas as hier by die agterdeur is dan nou maar dalk soos 'n sementstoepie of iets, en daar's trappe af, en daar het mense dalk nou probeer om 'n bietjie ek dink nou aan die ouer dae, né, toe ek nou nog saam met my ouers by mense gaan kuier het, en as die groot mense in die sitkamer kuier, dan met die kinders buitentoe, agtertoe, en dat ons nou maar daar op die stoep gesit, en dan sien ons nou maar daar is iemand probeer om 'n wingerd op 'n prieel te laat groei, en nou, daar loop 'n sementpaadjie deur na 'n bietjie groente probeer kweek is, en 'n ander sementpaadjie loop deur, daar is 'n agter buitehuisie kamers wat nou ook nog daar is, en is 'n ordinêre plek, dikwels maar 'n bietjie die mekaar ook, want daar het hulle nog goed gestoor wat hulle nog gaan wegpak, en daar het hulle goed al begin roes, en waarby hulle nie gekom het nog nie. Agterplaas is nie die mooiste, beste plek van die huis nie. Kom ons dink aan die agterplaas van 'n winkel, of selfs van 'n fabriek. Agterplaas van 'n fabriek by die agterdeur uit, daar is garage deure daarso. Daar is die staff entrance, daar is goods receiving. Dis waar die lorries in en uitkom om die voorraad af te lewer, dis waar die store is. Dis waar die werkers aflaai, daar staan nog pallets met voorrade wat nog nie weggepak is nie, en daar's 'n reuse omheining waar al die kartonbokse weggegooi word, en al die vullisdromme staan, en daar's nog so 'n klankie ook daarso, en daar is die stoormanne wat op lunch is, wat nou maar daar sit en 'n sigaret rook of so aan. Dit is die agterplaas van 'n winkel. Dis nie waar die customers kom nie. Met 'n fabriek is dit net so. Selfs 'n deftige plek soos 'n hotel het 'n agterplaas waar die personeel inklok, en destyds nog met 'n klokkaart wat nou nie meer gebruik word nie, maar dis waar hulle in en uit is, die staff entrance. Dit is 'n agterplaas. Kom ons dink 'n bietjie aan 'n voordeur. In die voorkant van die huis, dit is heeltemal 'n ander storie. Daar is dalk 'n muurtjie op die straat met 'n hekkie. Daar loop 'n paadjie op na die voordeur toe. Die voordeur is mooier, is dalk 'n houtdeur, daar's 'n bietjie glas miskien. Daar hang 'n varing. En dan word die mense ingenooi in 'n sitkamer in. En daar kan hulle gaan sit op 'n sagte bank. So dis die voordeur. Dink aan 'n winkel se voordeur. Dis glasdeure, as jy op dit afstap, gaan dit oor, en dan is dit pragtig mooi binne, lig verkoel en verlig. Kom doen jou inkopies hierso, kom koop by ons.
Die kliënte voel welkom daar. Voordeur van enige firma is mooi, as klein ontvangslokaaltjie en toonbank. Dink net aan die fantastiese voordeur in die ingang van 'n hotel. Daar is nog 'n man ook in 'n uniform en daar's 'n draai deur en jy gaan in na met jou tasse en jy gaan meld aan by 'n toonbank, daar staan verskeie mense, daar kom 'n bellboy om jou tasse te vat en solank na jou kamer te neem en dan gaan jy op met die lift, nadat jy ingeteken het met jou handbagasie en dan gaan jy op na die 3de vloer en as jy nou nog 'n grander man is, gaan jy na die 5de vloer toe, want hoe hoër, hoe deftiger. Dis die voorkant van die hotel. En dink nou aan die voorkant en die foyer van die teater, die operahuis, reusagtige foyer met 'n reuse kandelaar. Dit is die voorkante van geboue. Nou moet ons dink aan wie gaan by die voordeur in en wie gaan by die agterdeur in. So by die voordeur gaan die vername mense in, daar kom die customers, die belangrike besoekers, die mense wat afsprake het. Die belangrike mense, die vriende, word die voordeur voor oopgemaak en hulle mag daar inkom. As ons dink aan die ou kastele wat ons op televisie sien, dan sien ons as die adelikes kom, dan staan al die werkers en die butlers en die kombuiswerkers en die wellhuis op 'n ry. Dan ontvang hulle die belangrike persone. Maar wie kom by die agterdeur in? By die agterdeur kom die onbelangrike mense, die werkers, die skoonmakers, diegene wat die vullis kom haal, die stoormanne, die afleweraars, lorrybestuurders. Dis waar hulle inkom. En in die verlede in ons eie land het die onbelangrike persone ook moes agterom gaan. As daar klop aan die voordeur was en as daar nou iemand gesien was wat nou nie by die voordeur hoort nie, sou hulle gesê het, gaan agterom. En dan moet hy agterom gaan en by die agterdeur sal jy nou hoor, wat is dit? Wat wil jy hê? Dis 'n onbelangrike persoon. Die les wat ons hier uitneem is dat Jesus kom in by die wêreld se agterdeur. So stap nie by die voordeur in nie. Die glasdeure swaai nie vir hom oop nie, hy gaan agterin by die receiving. Daar by die staff entrance, vir hom word gesê, stap om, gaan agterin. Gaan agterom. So Jesus, die Messias by die wêreld inkom. En nou wil ek praat oor my 3de tema, en dis Kersfees, en dit is die seisoen waarin ons is, en ons moet 'n nuwe perspektief kry daarop as ons dink hoe Jesus gebore is vir ons. Tot vandag toe verwag die Jode van hulle Messias 'n belangrike persoon, 'n koning, 'n staatsman, 'n president, 'n generaal. Hy sal die leers aanvoer, hulle sal die vyande verslaan. Hy sal 'n internasionale staatsman wees, hy sal met presidente vergader, hulle sal ooreenkomste aangaan, hulle sal vrede sluit. Hy sal die tempel opbou, daar sal bevele uitgaan, planne sal in werking kom, dan sal hy die Torah instel, daar gaan nuwe skole wees in Israel en reg oor die wêreld, almal gaan die Joodse Torah lees. Dit is die verwagting wat Jode het, en toe Jesus kom, toe voldoen hy nie aan die verwagtings nie. Want Jesus was 'n onbelangrike man, van 'n onbelangrike vrou, met 'n onbelangrike pa. En wat ons moet opval in die skrifgedeelte, is waar Lukas vir ons sê, dat Josef se verloofde wat swanger was, dit spreek al reeds boekdele, nê? 'n verloofde was nie veronderstel om swanger te wees nie. Tot vandag toe is dit al 'n vreemde ding dat 'n verloofde swanger is. Hulle is dan nie getroud nie. Jesus kom van 'n onbelangrike dorp. Jesus word gebore in 'n onbelangrike herberg by die diere. Dis soos Jesus inkom in hierdie wêreld,
Hy word in 'n krib gelê, hy het nooit 'n militaris gewees nie, hy het nooit in enige raad gedien nie, hy was nooit op die dorpsraad eers nie. Hy was nog hoegenaamd nie in die parlement nie, hy was nie 'n leier nie, hy was nie generaal nie, hy het geen amptelike posisie gehad, geen amp of rol nie, geen godsdienstige erkenning, hulle het hom ondersoek, en hulle het bevind, dit was 'n amptelike ondersoek wat die Sanhedrin uitgestuur het, waarvan ons lees, en hulle het gesê, hy is van die duiwel besete. Hulle het hom verwerp, en die volk het hom wel aanvaar, hy was populêr op 'n tyd, maar toe dit nou kom by nadat hy verhoor is amptelik in die Joodse Raad, die hoogste appelhof het bevind dat hy skuldig is aan godslastering en dat hy moet sterwe, en daar verander die volk se gesindheid ook, en hulle skree kruisig hom, kruisig hom. Dit is die Messias, so het hy in die wêreld gekom, en so het hy gegaan, gebore in 'n krib, gesterwe, aan 'n kruis, nooit posisie gehad nie, nooit eer ontvang nie, nooit enige status gehad nie. Hy was maar 'n stem wat daar in die woestyn geroep het, letterlik op die plein geroep het, die boodskap verkondig het, en hier en daar mense aangeraak het. Dit is mooi om te sien dat Jesus 'n goeie boodskap het, goeie nuus aan onbelangrike mense. Hy sal sê, geseënd is die wat arm is, behoeftig, afhanklik, hartseer. Hy sal sê, die wat hulle self verneder, sal verhoog word. Hy sê, die wat agter sal gaan sit, sal vorentoe geroep word. Die wat hulle lewens verloor, sal dit wen. Die wat diensknegte is, sal leiers word. Ons sien, Jesus doen moeite met onbelangrike persone. Hy bevind hom by siekes, by melaatses. Hy praat met vroue. Hy kuier by sondaars. Selfs by heidene genees hy nog 'n dogter. Hy's by die Samaritane. Dit is die wêreld waarin Jesus was. En wat beteken dit vir ons in hierdie Kerstyd? Beteken nie dat Jesus andersom en verkeerdom was nie. Dit beteken dat die wêreld verkeerdom is. Jesus was reg en die hele wêreld is verkeerd. En Jesus het gekom om die wêreld weer reg om te draai. Dis hoekom hy gekom het. En hy sê nie, ek wens ek was soos hulle nie, hy sê, hulle moet word soos ek. Daar's 'n baie groot stuk nederigheid in wat Jesus die wêreld kom indra, en wat hy wil hê ons moet verstaan, en hy sê ons waardes is verkeerd om. God se waardes is dat status en geld en eer nie belangrik is nie. Hy sê mense is belangrik, onbelangrike mense is belangrik. En ons het 'n boodskap aan hulle. En die les is dat God gevind kan word op onwaarskynlike plekke. En Martin Luther het gesê, soek jy God, gaan kyk in die stal. Maar ons wil nie so wees nie, ons wil belangrik wees, almal wil belangrik wees, en ons wil onbelangrike mense vermoei, maar ons kan God gaan vind by sondaars en behoeftige harte, behoeftige mense, afhanklike mense, uitgeworpe mense, selfs kinders, sê die Here, verstaan meer van geloof as ek en jy. En dit is die les van Kersfees, waar pas jy in? Probeer jy belangrik wees, want dan mis jy die gees van Kersfees. Jy mis die kind in die krib, wat nie by die voordeur ingekom het nie, maar by die agterdeur. Gaan gerus maar hierdie Kersfees ook na die agterdeur toe en maak hom oop. En jy sal vind, Jesus staan daar, nooi hom in. En hy sal jou ook aanvaar, want jy is ewe min belangrik. Dink daaroor, dit is die boodskap van Kersfees. Amen. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat U juis nie by die voordeur ingekom het nie, maar by die agterdeur. Dat U juis nie in 'n paleis gebore is nie, maar in 'n stal iewers by diere. Want U leer vir ons God se waardes. En ons bid, Here, dat hierdie Kersfees ons nie met wêreldse waardes sal vier nie, maar met koninkrykswaardes. Dankie dat U ons hierdie Kersfees daaraan herinner, wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. Amen.
dit sal kos as God jou nie verlos.